Here, U is groot. U is groot in U liefde en genade. Groot in U heiligheid. U is groot in die krag waarmee U die wêreld gemaak het en dit steeds onderhou. En in die grootheid, Here, is U vanoggend by ons. Ons weet dit, ons juig daaroor, ons erken en bely dankbaar. Daar's niemand soos U nie, en U is ons God. Amen. Geliefdes, genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus. Kom ons sing vanoggend as ons loflied Kinders, ek wil nie Sondag begin deur oor die skool te praat nie. Veral nie 'n vak wat vir my redelik skrikwekkend was nie. Ek weet nie eens wat noem julle dit deesdae nie, wetenskap. Wat is dit vandag? Wat noem ou dit vandag? Natuurwetenskap en sosiale wetenskap. Genigtig. En ek skat dit gaan oor natuurwetenskap dan seker. Daar's 'n wet wat sê vir elke aksie is daar 'n het hulle dit daai tyd al in die skool geleer, Katrien? Ek dink is daar 'n voor daai tyd al uitgedink. Dis reg. Kinders, vir elke aksie is daar 'n reaksie. As jy stout is, dan brand jou boude. As jy hard leer en jy is nie baie dom nie, dan kry jy goeie punte. En dit werk natuurlik ook so met die Here se wet. As ons doen wat hy vir ons vra, dis my aksie, dan is daar 'n reaksie. En kom ons luister 'n bietjie vanoggend. Die Here sê hy beloof my aksie, hy beloof sy reaksie. Ek beloof jou dat as ek die eerste plek in jou lewe inneem, jy geen ander gode sal wil dien nie. Ek sal die eerste plek en die ereplek in jou lewe hê. As ek in jou hart is, beloof ek dat jy geen beeld van my sal maak nie. Dit sal nie nodig wees nie, want jy sal my beeld in jou dra. As jy my liefhet, sê die Here Jesus, beloof ek jou dat my naam nooit 'n vloekwoord oor jou lippe sal wees nie, maar steeds in alle omstandighede deur jou in ere gehou sal word. Ek beloof jou dat as ek die ereplek in jou lewe het, dan sal Sondag die hoogtepunt in jou lewe wees. Dit sal 'n vreugde vir jou wees om kerk toe te gaan. Nie 'n dag om teen op te sien nie, maar 'n dag om na uit te sien. As ek in jou lewe is, beloof ek jou dat dit vir jou 'n voorreg sal wees om jou ouers te eer en lief te hê. Dit sal vir jou nie moeilik wees nie, want agter hulle sal jy my sien wat hulle vir jou uitgekies en geleen het. Ek beloof jou dat jy nooit iemand sal wil seermaak nie. Wat nog te sê van doodmaak? Ek beloof jou dat as jy my liefhet, dit nie moeilik sal wees om aan jou lewensmaat getrou te wees nie. Gee my 'n plek in julle huwelik en ek sal julle liefde vir mekaar en julle geluk in my hande bewaar en vashou. As ek op die troon van jou hart sit, beloof ek jou dat jy nie daarop ingestel sal wees om van ander te neem nie. Jy sal eerder vra, aan wie en waar kan ek iets vir iemand anders gee? Maar neem nooit. As ek in jou lewe is, sal dit nie meer vir jou lekker wees om van ander kwaad te praat nie. Ek beloof jou dat ek deur my gees van jou 'n loyale mens sal maak, wat van ander geen woord sal sê as dit nie iets goed kan wees nie. Ek beloof jou dat ek deur my gees jou so sal vul met dankbaarheid, dat jy niks meer sal begeer nie. Jy sal vergenoeg wees met wat jy het. Met die besef dat God gee, soos hy dit nodig vind, en as hy gee hy altyd genoeg, sodat niks jou sal ontbreek nie. Kom ons sing Psalm 100 sonde voor die Here bely, dan verklaar ek jou vrygespreek in die naam van die Vader en die Seun en die Gees. En kom ons doen dan belydenis van dit wat ons glo, en daarna sing ons die 3de vers van lied 5:2:5. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here,
wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Kom ons lees uit Matteus hoofstuk 4. Matteus hoofstuk 4. Ek bid vir ons. Here, uit ons harte uit dank ons U vir hierdie pragtige vroeë Sondagoggend. Die Sondagoggend met die tekens van U sorg en U liefde, wat swanger bokant ons hang, wat die aarde benat. Ons dank U vir die wonderlike wette waarvolgens die heelal opereer, deur die uitgedink en tot stand gebring en in stand gehou. En ons dank U dat U hierdie groot en ewige God, dat U elkeen van ons ken, dat U ons by die naam ken, dat U ons voor ons geboorte al geroep het, voor ons geboorte al uitverkies het, om deur Christus verlos te word. En Here, ja ook om deel van hierdie klein stukkie van U liggaam hier in Wessels te wees. Dankie dat ons vry, sonder beletsel, vanoggend hier kan sit, en ons liedere sing en luister na U woord en die verduideliking daarvan deur die prediking. En ons bid dat U ons sal ontmoet deur U woord en U Gees, sodat ons kan lewe. Om Jesus ontwil vra ons dit. Amen. Toe is Jesus deur die Gees die woestyn ingelei om deur die duiwel versoek te word. 40 dae en 40 nagte het hy niks geëet nie, en naderhand het hy honger geword. Die versoeker het toe gekom en vir hom gesê, as U die seun van God is, sê die klippe moet brood word. Maar hy antwoord, daar staan geskrywe, 'n mens leef nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Daarna neem die duiwel hom na die heilige stad toe, en laat hom op die hoogste punt van die tempel staan en sê vir hom, as U die seun van God is, spring af. Daar staan mos geskrywe, hy sal sy engele oor jou opdrag gee, op hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy nie jou voet teen 'n klip sal stamp nie. Jesus sê toe vir hom, daar staan ook geskrywe, jy mag die Here jou God nie op die proef stel nie. Toe neem die duiwel hom na 'n baie hoë berg toe en wys hom al die koninkryke van die wêreld met hulle pragt en sê vir hom, dit alles sal ek vir U gee as U neerval en my aanbid. Maar Jesus sê vir hom, gaan weg Satan, want daar staan geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Daarna het die duiwel hom met rus gelaat en daar het engele gekom en hom versorg. En vanoggend wil ek ook begin met 'n storie, eintlik 'n stuk geskiedenis, wat in 'n woestyn afgespeel het. Op die 4de April in 1943 het 'n Amerikaanse Liberator bomwerper met 'n splinter nuwe bemanning, jong ouetjies, wat nou net hulle opleiding gehad het oor hoe jy so 'n groot vliegtuig hanteer. Van Libië af opgestyg en oor die Middellandse See gevlieg Napels toe. Hulle bomme op Napels gaan gooi, omgedraai en teruggevlieg na Libië toe. Maar hulle het in die aand gevlieg, hulle was nie so vreeslik geoefen daarin nie. Hulle het nie baie ervaring gehad nie. Daar het 'n sandstorm
opgesteek en hulle het nie agtergekom dat hulle oor die kus van Afrika gevlieg het nie. En hulle het gevlieg en gevlieg en gevlieg en hulle kon die kuslyn net nie opspoor nie, want toe vlieg hulle al lankal oor die woestyn tot die vliegtuig sonder petrol geraak het en sy engines het gaan staan en hy dood eenvoudig eintlik van self, hulle het uitgespring, 'n perfekte noodlanding in die sand gedoen. En jare daarna het 'n Amerikaanse olieprospekteerspan hierdie vliegtuig daar opgespoor. Hoe dit moontlik is, weet ek nie, maar hulle sê die koffie in die termosfles sou ou eintlik nog kon drink. En toe hulle die soektog na die bemanning van stapel gestuur en uiteindelik so 'n paar van hulle gekry, een ouetjie was heeltemal weg. Hulle het die sprong oorleef. Hulle het ruk by die vliegtuig gesit. En toe het hulle gedink hulle kan nie baie ver van die basis af wees nie. En hulle het begin terugstap en hulle het joernaal gehou daarvan, hulle is een na die ander dood. Want die interessante feit is dat jou dominante kant, in my geval regs, want ek skryf regs, met daardie kant gee jy groter tree as met jou ander kant. So my linkerbeen gee groter tree as my regterbeen. So as jy in die wildernis rondloop sonder 'n kompas of 'n kaart of 'n satellietkompas, dan is dit 'n logiese ding dat jy dood eenvoudig, en hulle het dit by hierdie ouens, hierdie jong vlieënier en sy maats gekry, dat jy dood eenvoudig in 'n baie groot sirkel begin stap, of seker so om as jou regtervoet groter tree gee, en hulle het hulle gekry, dat hulle amper weer teruggekom het na hierdie vliegtuig toe, al het hulle dae lank deur hierdie woestyn gestap. Hulle het nie noord gestap nie, hulle het begin noord stap, maar hulle het uiteindelik hier gekry, nie hier waar die vliegtuig was nie. Want as jy deur 'n onbekende wildernisgebied stap, en jy kies nie vir jou 'n baken nie, en dit is nogal belangrik, dan begin jy kort voorlank wonder, was ek nie al hier nie? En dit het hulle in die dagboek van hierdie vlieënier gekry. Hierdie koppie lyk verskriklik bekend, want hulle was al daar verby. En jy stap dus eintlik dood eenvoudig in sirkels. En as jy met 'n kompas in die veld loop, en jy moet noordloop, dan hou jy die kompas voor jou, en jy loop nie al met die kompas af nie. Jy kyk op en jy kry vir jou 'n baken, en jy stap na die baken toe. 'n Groot boom wat uitsteek, 'n koppie, nie soos 'n ouetjie op 'n voortrekker nagmars gedoen het, 'n ster nie. Hoekom nie, kinders? Hoekom kan jy nie op 'n ster afstap nie? Ja, want die ster beweeg. So as jy agter die son aanstap, gaan jy ook so in 'n lekker sirkel stap. Net so jy kies vir jou 'n baken, en jy kyk, en jy stap af op daardie baken. En hierdie situasie geld enige soort wildernisgebied waarin jy is, of dit nou sandwoestyn is, en of jy, waar jy net duine rondom jou kan sien, en of dit bosveld is, waar al die bome dieselfde lyk. As jy nie 'n vaste baken het waarop jy stap nie, dan gaan jy dood eenvoudig verdwaal. En om in die wildernis te verdwaal, is nie lekker nie. Jy begin angstig raak. Alwaaraan jy kan dink, is so lekker dit gaan voel as daai bekende paadjie of baken of iets weer hier voor jou verskyn, en alwaaraan jy kan dink is die water wat jy gaan drink, of dalk 'n lekker hamburger wat jy gaan eet wanneer jy terug is, en jy kry eintlik nie die omgewing waardeur jy beweeg geniet nie. Wildernisgebiede is gewoonlik van die mooiste plekke op aarde, maar as jy verdwaal is, dan kry jy nie die mooiheid meer waardeer nie. Jy ploeter maar net aan, een voet na die ander. Bang, beangs. En nou is die vraag natuurlik wat jy vir jouself vra, geld hierdie situasie nie ook van 'n mens se lewe nie? Geld dit nie ook vir jou binnewêreld nie? Want in baie opsigte is 'n mens se ervaring van die lewe eintlik soos 'n landskap
waardeur jy reis. En die landskap waardeur ek as mens reis, is 'n mooi landskap en dis 'n goeie landskap, want elke faset daarvan is deur die Here mooi gemaak. Want hy het aan die einde na sy skepping gekyk en na die mens gekyk en gesê, dit is goed, dit is baie goed. 'n Mens se kinderdae is bedoel om mooi te wees, met soveel verwondering oor die groot verskeidenheid van dinge wat jy as 'n kind leer ken. En jou volwasse lewe is bedoel om baie mooi te wees. Produktief, want jy lewer immers as werkende mens ergens 'n bydrae tot die samelewing. En 'n mens se oud word jare is eweens bedoel om mooi te wees. Want jy het wysheid, jy het vrede, jy kan terugkyk na 'n lewe wat jy goed gelewe het, was die bedoeling. Jy kan rus van al jou werk. Dis eintlik op 'n manier die sabbatstyd van jou lewe. So hierdie ouens wat sê van hy afgetree het, werk hy harder as ooit, ergens laat jy die bal mis, ou broer. Dis nie veronderstel om so te wees. Is daar sulke ouens? Ja, ek ken van hulle. Wonder Gerard, hoe weet nie 'n subtiele braggery is nie. Gerard werk baie hard aan golf en om aan die kerk te werk, dit moet ek daarom nou by sê. Maar elke tree van jou lewe, elke faset van jou lewe, behoort mooi te wees. Totdat jy na 'n vol lewe uiteindelik jou kop kan neerlê en vind die Here Jesus ontmoet jou. Die landskap van die lewe is mooi. En nou het die Here vir elkeen van ons natuurlike behoeftes gegee en goeie behoeftes om ons op reis te hou in die lewe. Om ons vorentoe te trek op hierdie pad deur die lewe. 'n Behoefte byvoorbeeld, sê nou maar, aan sekuriteit. 'n Behoefte daaraan om te behoort. 'n Behoefte daaraan om liefgehet te word. 'n Behoefte daaraan dat ander mense my uniekheid as mens raak sien en my uniekheid as mens waardeer. Die landskap van jou lewe. Maar wat gebeur as jy in hierdie landskap, waardeur jy as mens op reis is, verdwaal raak? Wat gebeur as die vliegtuig van jou lewensreis ergens in die woestyn neerstort? Wat gebeur as jou lewe vir jou simbolies 'n wildernis word in die bedreigende sin van die lewe? Wanneer jy besef niks in jou lewe maak meer sin nie. Jy weet nie meer waarheen jy op pad is nie. Jy weet nie meer hoe om ander mense se motiewe te beoordeel nie. Jy verstaan nie meer die behoeftes van menswees nie. En jy vind kort voor lank dat al hierdie dinge jou op 'n manier in hulle beheer kry en hulle sleep jou van koers af. En hoe lyk die landskap van jou lewe vanoggend? Hier waar jy sit. Daardie landskap van jou lewe waarvan net jy weet. En hoor dan vanoggend saam met my dat Jesus net na sy doop is natuurlik die simboliese handeling wat wys dat hy hom vereenselwig met ons lot. Dat Jesus net na sy doop, toe hy hom vereenselwig met ons lot, in die wildernis rondgeloop het. En daar lees ons dat die duiwel probeer om hom geestelik te laat verdwaal in hierdie wildernis. Want die duiwel vat al hierdie gewone goed van menswees. Wat goed is in sigself moet ons onthou. En hy vat al hierdie gewone goed van menswees en hy draai dit op 'n manier
dat hy my van Jesus af probeer wegtrek van die pad van stap saam met God af. En dis presies wat hy met ons ook doen. Hy doen dit van die begin af. Ons onthou so mooi die storieetjie waar hy vir Adam en Eva gesê het, is dit so, dat die Here gesê het, dat julle van geen een van hierdie vrugte mag eet nie. Het God regtig gesê, geen boom se vrugte mag julle eet nie. Hulle lyk dan so lekker en so mooi. Maar ons weet ook, God het nooit gesê geen nie. Hy het dood eenvoudig gesê, julle mag nie van die een boom se vrug eet nie. Baie mense sê, dit is nou maar gedoen, dat God my gehoorsaamheid kan toets. Ek weet nie, dit klink nie vir my so lekker reg nie, want God kan seker mos nou maar weet of ek gehoorsaam gewees of nie. Maar wat God se motief ook al agter dit is, hy sê, dis die een boom waarvan jy nie eet nie. En hulle wys dat hulle kies om nie aan God gehoorsaam te wees nie. Hulle kies om nie aan hom verbind te wees nie. Hulle gryp na iets buite God om. Hulle probeer homself hierdie goeie natuurlike behoeftes van hulle te bevredig, en so word hulle en elke ander mens wat dit doen, gevangenes van hierdie behoeftes wat eintlik bedoel was om goed te wees. En jy raak verslaaf en jy verdwaal. En voordat my kom kry, is ek verdwaal en ek is verslaaf. Verslaaf aan beheer, verlam deur vrees, vergiftig deur bitterheid, opgevreet deur 'n gejaag na wind. Wat gaan met Jesus gebeur? As u die seun van God is, sê hierdie klippe moet brood word. En dis eintlik die klassieke een, nie waar nie. Om nie op God te wag nie, maar om self in te gryp. Abraham byvoorbeeld. Wat dink die belofte van 'n kind wat kom met sy stokou vrou is nie goed genoeg nie, en hy gryp sommer die bediende, want hy gaan nou self ingryp. Om jou eie krag te gebruik, om daardeur bloot jou eie behoeftes te bevredig. Ek self staan in die middelpunt. En Jesus sê, 'n mens leef nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. My lewe kom van God af. Ek wag op God, hy sal vir my sorg. Of dit nou met my goed gaan of nie, hy sal vir my sorg. Dan sê die Bybel, kom ons probeer 'n ander taktiek. Kom ons aanvaar nou, jy het hierdie verhouding met God. Dis mos wat jy nou beweer. Jy het hierdie verhouding met God. En kom ons veronderstel, geloof speel 'n rol in jou lewe. En kom ons kyk nou of ons jou nie kan kry om daardie geloof wat jy het, soos 'n moersleutel te gebruik nie. Jy staan eintlik steeds in die middelpunt, maar nou probeer jy om God se arm te draai om jou doelwitte te bereik. Jy probeer vir God in jou diens inspann. Here, as ek net hierdie Griekse toets kan deurkom, dan beloof ek sal vir al die ander Griekse toetse in my lewe studeer dat die rook draai. Nee, ons ken mos dit. Here, as ek net die lotto wen, dan sal ek 'n 10de vir die kerk gee, of ek sal die of sal daai. As u net dit, dan sal ek dit. As u die seun van God is, spring van die tempel se dak af, daar staan mos geskrywe, hy sal sy engele aangaande jou opdrag gee. En dit klink so mooi en so godsdienstig, maar wat is die motief? En ek dink dit is hoe baie mense, en as jy jouself mooi onder die vergrootglas sit, dan vang jy jouself uit dat jy ook maar nou en dan so dink, soos 'n soort van 'n almagtige fisioterapeut of 'n kelner. Wanneer roep jy 'n kelner? As jy iets nodig het. As jy jou hand opsteek en sê, hierso, my bier is op, of kan jy nie vir my 'n bietjie sout bring nie, of die tomatiesous asseblief. Of as ek my rug seer maak,
En dan gaan dokter toe en die dokter sê, gaan fisioterapeut toe, en dan ruk en pluk sy my en sy doen allerlei dinge met my, en dan kom ek reg. Ek gebruik hom wanneer ek iets nodig het, of ek gaan na hom toe wanneer ek 'n pyn het, maar vir die res het ek nie eintlik veel met hom te doen nie. Baie soos versekering. Jy vergeet skoon van jou versekering, tot jy die slag jou kar stamp. Dan onthou jy dit baie goed. Die slag as jy jou kar stamp, dan vind jy uit jou versekering, is toe nie so wonderlik as jy gedink het, nie waar nie. Ek weet nie hoe dit reg kry nie, maar dit lyk my, ja Barry, met jy het dit reg gekry. Hy het sy bakkie gerol of gees, toe gee hulle van ons splinte nuwe een terug, maar ek dink dan moet hy 3 dae oud wees. Anders kom jy agter, jy kan 'n stokou skedonk koop met wat hulle vir jou uitbetaal. Versekering. En jy vergeet dit tot jy dit nodig het. En kom ons dink elkeen net by onsself, so vir 'n oomblik dat 'n ou bietjie reflekteer, hoe staan dit met my en God? Is hy dalk my Integrisor Polis? Ek dink dalk so nou en dan aan hom is die geldjies afgaan 1 keer 'n maand, maar verder dink ek nie aan die antie by Integrisor tot my geyser bars nie. Is dit dalk die rol wat God in jou lewe speel op die stadium? As 'n ou nou dood eerlik met jouself is? En dan sê Jesus vir die duiwel, daar staan geskrywe, jy mag die Here jou God nie op die proef stel nie. En dan hou die duiwel op met speletjies speel. Hy sit al sy kaarte op die tafel. Waaroor gaan die lewe regtig? Gaan dit oor hierdie lewe, oor al die koninkryke van hierdie wêreld met al die mooi wat daar is? Is dit waaroor ek my moet bekommer? Is dit waaroor my nalatenskap gaan, dat my kinders goed kan erf en dat ek 'n naam maak vir myself? Of is daar 'n dieper geheim aan die lewe? Is daar in hierdie gejaagde moderne 21ste eeu wat ons so min van God eintlik sien, is daar 'n ewige lewe? Is daar iets meer, is daar 'n geestelike dimensie? Wat beteken ek kan nie maar net vir hierdie lewe lewe nie. Met ander woorde, is daar 'n goeie, liefdevolle God wat met my in 'n verhouding wil lewe, of is daar nie? En ek het nie 'n verhouding met Integrisor nie. Ek betaal en 1 keer 'n leeftyd as ek my kar stamp, dan doen hulle iets. Dis nie 'n verhouding nie. So leef ek asof ek in hierdie lewende verhouding met 'n lewende God staan. En Jesus sê, gaan weg Satan. Want daar staan geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Daar is hierdie ander, dieper, ewige dimensie aan die lewe. En toe lees ons, het die duiwel vir Jesus met rus gelaat, en daar het engele gekom, en hom versorg. Wat het ons vroeër gesê, kinders? Aksie, reaksie. As ek getrou in 'n verhouding met die Here lewe, dan is daar die aksie van sy kant af. Toe kom die engele en hulle versorg hom. Ons is op reis deur die landskap van die lewe, as jy dit nou poëties wil stel. So vol van wonder. So asemrowend mooi. En die duiwel is nie daarmee gelukkig nie. En dan gebeur dit, dat elke mens seker maar ergens op 'n plek in jou lewe in die wildernis verdwaal. En dat jy in sirkels begin loop. En jou lewe raak vasgekolk rondom een of 'n klomp behoeftes waaraan jy krampagtig self probeer uitdrukking gee. Wat dit ook al is, beheer, sekuriteit, geluk, liefde. Maar as jy jouself probeer bevredig, dan raak jy eenvoudig daaraan verslaaf. Seks,
en dwelms, en werk, en geld, en status, en so meer. So watter sirkels is jy besig om in die lewe te loop? Of waar is die gevare waarna ek en jy moet kyk, waarop ons moet bedag wees, om te sorg dat ons nie, soos die ouens in daardie vliegtuig, in 'n reuse groot sirkel na ons eie verderf toe begin stap nie. Kan jy vir Jesus Christus sien? Ook in die wildernis saam met jou. En kan jy sy stem hoor, wat vir jou vertel hoe jy in hierdie omstandighede 'n baken het waarheen jy moet stap. Of jy nou verdwaal is of nie. En as jy of jy op koers is of nie. As jy nie hierdie baken in jou lewe het waarheen jy stap nie, dan gaan jy waaragtig waar in die wildernis verdwaal. En daardie baken, natuurlik is dit die werklikheid van God se liefde. Dis die baken waarna ek elke keer opnuut maar, soos wanneer ek in die wildernis stap, my kompas moet vat en hom hou, en kyk waarheen is die rigting wat ek moet gaan, en opkyk na die baken toe, en dan die kompas in my sak sit, en stap tot by die baken, en dan weer 'n peiling neem, en stap na die baken. Die baken van die werklikheid van die liefde van God. En die baken van die werklikheid van God se nabyheid deur die Heilige Gees. God self is hier by my. En daarom is alles reg. Al voel alles verkeerd. Nou sê die Here Jesus, kom, stap my pad deur die woestyn. Soos ons in daai pragtige lied sing, daar is waters in woestyne. Stap saam met my die pad, al is dit deur die woestyn. Stap saam met my, selfs al beteken dit jou dood aan die kruis op Golgotha. Want dit is die pad na die ware lewe. Waar jy ook al vanoggend in jou verhouding met God is, in jou lewe is, rig elke keer, elke oggend opnuut jou oë op die baken van die werklikheid van God se liefde. Amen. Hemelse Vader, so maklik, so maklik, so maklik. Sit ons die kompas van u woord in die sak en ons stap aan deur die lewe. Baie keer aanvanklik vol selfvertroue. En hoe later hoe meer verwilderd, eensaam, verdwaal. Here, u ken elke hart hier voor u. Elke hart soos ons hier voor u sit, dalk voel dit vir ons is in die tuin van Eden, want u seën vir ons op 'n manier wat ons nie kan verstaan en glo nie. Of in die middel van die wildernis, waar ons verdwaal voel en nie lekker weet hoe nie. Of dalk op die rand van die wildernis. Here, ons bid dat u deur die Gees, as u sien dat ons besig is om soos daai jong manne in die vliegtuig nou verder en verder die wildernis in te vlieg, dat u ons sal omdraai deur u Gees en ons sal terugroep.
En dat U ons almal, waar ons ook al in die lewe ons bevind, se oë gerig sal hou op die baken van die werklikheid van U liefde. Ook soos vergesteld deur die lewe en opstanding van Jesus Christus ons Here. Ons dink aan ons mense wat oud geword het, wat siek is. Ons dink aan PW en Dion wat vir operasies gaan, Fani ook. En elke ander mens waarvan ons dalk nie weet nie. Dat U hulle oë ook gerig sal hou op die baken van die werklikheid van U liefde. Here, ons wat môre moet gaan werk, die lewe aanpak, laat ons ook so lewe. En help ons om so te lewe dat mense daardie geloof in ons sal kan sien. Ons bid dit om Jesus ontwil. Amen. En dan het ons geleentheid om die Here te dien met ons dankoffers en dan sing ons lied 505.